Baie tye is jou probleme van so dat dit vir jou narend voel asof niks kan uitwerk nie en jy voel asof daar groter dinge aan die gang is as net doodgewone menslike goed. Jy's vasgevang in 'n siklus sonder einde. Jy eindig altyd weer op waar jy begin het of slegter af en jy probeer alles uitredeneer, maar niks werk uit nie. En baie keer is ons in so 'n situasie vasgevang en ons sien glad nie die uitkoms nie, ons raak moedeloos en ons gaan maar net aan en aan soos 'n robot. Maar wanneer jy in so 'n situasie is die beste ding wat jy kan doen is om te besef, maar ons beklei nie net teen vlees en bloed nie. Ons beklei nie net teen normale goed nie. Daar is 'n geestelike impak en daar is 'n Satan en hy probeer om jou vas te hou in sulke situasies sodat jy nie vorentoe kan gaan nie. Nou wat doen ek dan in sulke situasies? Hou op om op jou eie insigte staat te maak. Hou op om jou eie planne te maak. Spreuke 3 vers 5: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Gee dit vir die Here, want hy ken die volle prentjie. Hy wil hê dat ons hom eerder vertrou as om alles self te probeer uitfigure. Wanneer dinge nie sin maak nie, is dit 'n teken dat jy jou fokus moet skuif na God toe en dit oorlaat in God se hande. 'n Tweede ding wat ons kan onthou en moet aanpas is, God is ons krag. God gee nie net vir ons krag nie, hy is ons krag. Eksodus 14:14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Ons moet oorgee in die hande van die Here en ons vertroue in hom sit, dat hy ons krag wees wat ons deur hierdie situasie vat. En dan God se tydsberekening. Maar ek het 'n issue met daai een. Habakuk 2 vers 3, want die visie geld vir 'n bepaalde tyd en dit stel dat die einde toe en lieg nie. As dit uitbly, wag daarop, want dit sal sekerlik kom en nie uitbly nie. God se planne gebeur altyd op die regte tyd. Onthou, hy sien die hele prentjie. Moenie moed verloor as jy voel daar is geen beweging nie. Hou aan glo. Sy beloftes is waar, hy kan nie lieg nie en glo dat hy besig is om agter die skerm vir jou te werk. Glo dat hy daar is vir jou. Ek weet dit is bitter moeilik as dit vir jou voel asof jy net in hierdie loop vasgevang is en alles gebeur net in sirkels en daar is nie beweging vorentoe. Besef dat daai sirkel gebreek moet word en ons vir God moet vra, Here, kom vat oor, kom verander ons situasie. Here, kom gee vir ons die rigting. Kom ons kry ons hoop in die woord van God. En ons glo dat God se visie is daar, dat sy beloftes is daar, dat hy nie lieg nie en dat die uitkoms reg voor jou is. Soos wat ek aan die begin gesê het, baie keer besef ons nie dat daar is ook 'n geestelike deel van die lewe. En baie keer is daar bonatuurlike kragte wat ons terughou en ons vashou, maar ons moet onthou dat God is ons krag. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam vanmôre. Here, ons kom gee vanmôre hierdie situasie oor aan U. En ons weet dat U die volle prentjie sien en dat U in beheer is. Help ons om eerder op U te vertrou as op ons eie insigte. Kom maak vir ons deure oop en kom verander ons manier van dink. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.